Hallo, ek is besig met stories van hoop en ek is hier in Kloeterswil. Vertel my 'n bietjie, wie is jy, wat doen jy en wat is jou droom? Wel, ek is Tannie Ketty. Almal noem my Ouma Ketty. Van die skole waar ek loop, is ek Ouma Ketty. My droom is regtig waar om net die kinders gelukkig te maak. Dit wat ek doen, of hulle sê ek het op my kop geval of ek lekker is nie, dit is 'n malligheid, maar dit is in my wat die Here my bedien het vir 'n kinderbediening, en dit is my droom wat ek wil uitleef, om die kinders se hand te vat. Want as ons sien hulle ons kinders op die strate, hoe vertoon ons kinders, dan is dit net asemrowend om te sien. So vir my is dit om die kinders by mekaar te hou, om hulle net te leer omtrent die Here en om hulle besig te hou om uit die verkeerigheid te wil wees. So wat is die beste deel van wat jy doen? Die beste deel wat ek doen is omdat ek baie aandag, baie insit vir die kind. Ek doen by die skool godsdiens. Ek is amper heel week by die skool want dit gaan oor die kind. En ja, om die kinders besig te hou is my lieflik. Dan betrek ek my man, ek betrek my ander kinders, my skoonseun, en ons is regtig waar soos wat ons uitreik as kinders wat betrokke is. Ons trek die kinders aan, ons gaan gee vir hulle kos. Ons was verlede week hier in die Eikestad. Ons het vir hulle gaan kos gee. Ek het gesien die behoefte van die kind, van die mens, die hongerte daar. En vir my is dit net om daar te wees, om my honger magie te wil voed. Dat is my droom, om net en dan smile hulle. Ja, dan smile hulle. Van hulle staan so maar met hulle bakkies en staan en eet daar terwyl ons skep. Fantasties. So, ja, so wat is jou grootste uitdaging? Ja, my grootste uitdaging is ek kan nie sê ek het 'n uitdaging nie. Ek voel net wat ek nou mee besig is wat die Here vir my gesê het dat ek moet doen. Nie dat ek gesien wil wees deur mense, maar wat die Here op my hart kom lê, is my uitdaging om te gaan. Elke keer ek aanstoot, ek het al baie aanstote gekry. Ek het al baie terugslae gekry, maar dan vat ek net die Here weer op sy woord en ek gaan aan. So wat maak dit vir jou moeilik? Sommige kere kinders se ouers, sommige kere ja, wat het moeilik maak vir my. Ek het eendag toe sien ek die meisietjie is kaalvoete skool toe en ek koop vir 'n paar skoentjies en ek neem dit en toe sê maar baie my kind en ek sien hoe rooi sy kind se voetjies en my hart was so seer en die ma is so trots om my skoene te gevat het. So dit is sommige kere kry mense sulke uitvalle ja in die finansies, as niks finansies nie. Vir ons is dit kan ons uitbeweeg. Maar as ons nie finansiëel voorsiening dan kan ons amper niks doen nie. So ons kom die meerderheid wat ons hier doen vir die mense, maak ons maar, kyk ek maar wat kan ek maak, ek het so 'n verskriklike groot pot hier binne, dan sê ek my man, kom ons gooi net 'n sak hoender in en ons gooi 4-5 pocket eatables vir hy pot, maar die Here voorsien, dan maak ons hy pot kos, ons het giet vir die mense. So ons kan niks doen as aan die finansies is nie, maar ons vertrou net op die Here. Ons vertrou. En sê vir my, wat is jou, hoe sien jy die toekoms? As jy nou jou sin kry, hoe gaan dit hier lyk? Dan dink ek ja, ons gaan baie saam gather. Soos hierdie plek van ons moet nog reg gemaak word. Ons voel om reg heeltemal te maak, die vloere uit te lê, dat ons kinders hier kan inbring vir alles wat reën en is koud. Al wat my hart se verlange is net ons moet reg maak. Ons moet finansiëel moet ons uitgesorteer wees want dis 3 jeugdiges wat kaalvoete skool toe gaan. Wat ek voel wat jy reg gesê. Maar as die finansies van ons kant af wat sê, ek gaan vir hulle 3 skoene koopie. Verstaan nie so dit is maar in die gemeenskap, as jy nou jou sin kry, hoe gaan dit lyk in die toekoms in jou gemeenskap? Maar hoekom, wat is beter, wat is dan verkeerd? As ons saam staan, as ons dit wil hê wat ons wil doen, dan moet net ons moet net saam staan. Dan moet net byvoorbeeld soos hulle wat die jeug is, hulle moet nog funksies gaan gee om vir hulle iets te wil doen. So daar moet ons finansiëel daar moet voorsiening wees. Ons moet saam staan. Ons ouers moet almal saam staan. So dan so gemeenskaplikheid dat almal saamwerk en saam belangstel in die kinders. Dit is wat my hart se begeerte dat ons saam moet staan in ons kinders. Nie van 'n ouer wat hier kom skel as die kind net so op 5 minute te laat is nie, want die kind is mos nie by 'n verkeerde plekkie. So dat's van die ouers wat skel, ja, dis laat en die kind het dit, maar sy weet waar kom haar kind vandaan. Sy weet ook waartoe haar kind kom. Want as die kind hier vanaf kom, as die kind vol geëet, die magie is vol en miskien nog van 'n pakkie om huis toe te neem. So dit voel ek net, laat ek net moet weet, as hy kan nie uitstap, hy's vol geëet, hier is jou iets vir die aand so.
Jy inspireer my nou baie. Baie dankie vir jou storie en die harde werk wat jy in die gemeenskap doen. Jy en jou familie, wat jy nou al almal aangesteek het met jou goeie gees. Nee, so ek hoop daar gaan nog 'n paar mense wees wat baie geïnspireerd gaan wees deur die storie en jou hande vat. Ja, dan weet hulle as die vakantieprogram is. Dan vra my dogter al, wat het jy vandag om te doen? Hy vra, wat het so elkeen weet al ons is al so gegries. Ja, ons wag al. Baie dankie. Ons praat weer en ek wens jou voorspoed toe. Baie dankie, dis reg so.